jy kan nie spelers van die veld af hê nie, maar veral nie in Ierland nie. Moeilik om hulle te wen in Dublin. Jy het 15 spelers nodig. En veral in die vorm wat hulle gewys het teen Australië. Dis 'n span wat jou geweldig vinnig kan straf. 2-3 teen jou en daai hele wedstryd se momentum swaai in die guns van 'n span soos Ierland. Ek dink byvoorbeeld spelers soos Gibson Park, geweldig gevaarlik. Hy kom met geweldig baie ervaring. Hy weet wat dit is om die Springbokke te wen. Ons het gesien Ierland het dit gedoen in die Wêreldbeker. Ons het gesien dat Ierland 'n span is wat jou baie vinnig 'n baie lang 80 minute kan laat speel. En soos jy sê, 15 manne is wat nodig is op die veld, maar ek wil vir jou sê, om vir Ierland in die vorm wat hulle tans is, gaan hy die volle 23 vat om vir Ierland te pak. In Suid-Afrika het die diepte, dit is takties raak dit 'n moeilike ene en die spelers speel baie meer teen mekaar as in die verlede. So Suid-Afrika se spanne speel teen Ierlandse spanne op 'n Engelse praat van 'n franchise level. Dink jy dat dit byvoorbeeld miskien Ierland meer of Suid-Afrika meer of hulle weet meer van mekaar eintlik? So dit raak meer 'n taktiese ding tussen die afrigters. Vir my om daai vraag te antwoord, wil ek op 'n individu fokus soos 'n John Klein. Ons weet dat hy was by Ierland gewees, hy het by hulle franchise rugby gespeel, iemand soos RG Snyman is betrokke by Leinster. Dit bring vir jou ander dinamika. Ons het gesien dat iemand soos Rassie Erasmus hulle met wêreldbekers sekere spelers inkry en sê, jy fokus vir my hierop en jy breek hulle af op daai punt. Ek wonder of spelers soos die John Klein en die RG Snyman, wat die Ire baie beter ken as wat iemand anders hulle ken, dalk op gaan fokus op sekere punte waar jy hierdie spelers wat hulle ook baie goed ken, op kan fokus. En ek dink dis waar hierdie sleutel gaan lê in 'n wedstryd teen Ierland en Suid-Afrika is. Waar het jy sekere goeders geteiken en slaan jy munt uit en wen jy die klein battles in die groter stryd? Daar sekerlik nie 'n tekort aan motivering wees nie, Mike, maar Rassie Erasmus het nog nie sy afrigter in Ierland gewen nie. Dis baie keer net 'n ekstra motivering wat jy nodig het vir Rassie om tot dieper in die nag te probeer uitwerk wat gaan hy doen. So hy gaan goed voorberei wees. Wat vir my merkwaardig is as jy gaan na Ierland toe. Rassie het geweldig baie aansien in en om Ierland. Hy het baie vriende daarso. Hy was afrigter by Munster gewees. Die oud Munster spelers praat vandag nog van wat hy vermag het en die tipe mens wat hy is. Dis die een plek waar hy nog nie kon wen nie. En dit is soos jy sê, dis die een punt wat ek dink hy as afrigter sal wil bewys. So dit ekstra motivering, definitief. Rassie is 'n slinkse jakkals, dink ek. Dit sal interessant wees om te sien of hy nou Ierse rugby gaan volg op X, maar hoe dit ook al sê, hy is iemand wat die wedstryd van die veld af kliphard speel, net soos tussen die vier witlyne. En dit dink ek is so 'n bietjie ekstra motiverend.